Psalm 8 vers 5 en 6. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom met 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. In Lukas 15, julle ken almal die storie van die verlore seun, ons het dit al almal 1000 maal gehoor. Daar is net een vers wat ek wil uitlig daaruit, of eintlik 'n gedeelte van een vers, vers 19. Nadat die seun nou alles opgemors, uitgemors het, terugkom na sy vader toe, en die eerste woorde wat hy sy vader sê is wat ek vir julle wil lees. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Ek is nie meer werd. So ver in die skrif uit. As ek vanoggend vir jou moet vra, wat dink jy is jou waarde volgens jouself? Nie in terme van geld nie. Maar wat dink jy is jou waarde vanoggend in terme van die wêreld waarin jy leef of die kringe wat jy in beweeg? Jou kerk, jou vriende, jou huis, jou huwelik. Of wat dink jy sê die wêreld van jou waarde vanoggend? Want in die wêreld waarin ons leef, wat al meer kompeterend raak, waar daar geweldig baie meer tyd gespandeer word aan geld en besittings en dinge, as wat daar spandeer word aan mense en verhoudings. Die verhoudings wat vir God so belangrik is, stel nie meer regtig in hierdie wêreld nie. Dit word vertrap en een kant toe geskuif. In die huwelike, in die families, en ja, selfs ook binne in die kerke. Want ons waarde in die wêreld word so dikwels bepaal deur die adres waar ons bly. En dit sê ook baie keer vir ons hoe belangrik ons is. Of wat van jou wiele? 'n luxe SUV behoort daarom aan 'n meer geseënde mens as wat 'n ou skorra van so 15 jaar oud. En die mees ongeseënde mense in die wêreld, so wil die wêreld ons leer, moet dan maar alternatiewelik van publieke vervoer gebruik maak. Of wat van jou klere wat jy dra? Die wêreld sê vir ons, die mees geseënde mense is die mense wat skoene van mense maak wat ons name nie eens kan uitspreek hier van R30.000 'n paar, en die ongeseënde mense loop met plakkies en tekkies rond. Die wêreld sê vir ons, die rykes koop by allerlei dierbutieks en die armes of die ongeseëndes by Ackermans en Pep. Of so wil die wêreld ons laat glo. Maar in die Bybelse tyd, veral in Jesus se tyd en voor dit en na dit, was dinge ook nie heeltemal anders te gewees nie. Vat maar 'n paar uit. Vat maar vir Josef en sy broers. Want wat is die waarde wat Josef se broers aan Josef se lewe vasgemaak het? Hulle wou hom doodgemaak het, so min was sy waarde vir hulle en verkoop as 'n slaaf in Egipte. Gelukkig dink God anders as die wêreld oor wat ons waarde is. En ons weet almal wat die uitkoms was van Josef se verhaal, nadat God ingegryp het. Minder bekende een kan seker wees, nadat Saul nou nie meer die koning is wat God wou gehad het nie, en hy vra vir Samuel, wat hy het sy profeet was, om 'n nuwe koning te gaan bekroon. En hy stuur hom na Isaï se huis toe. En Samuel, hierdie profeet van God, wat al hierdie wonderlike dinge gedoen het, gaan so waar en doen dieselfde as die mense, en hy beoordeel Isaï se seuns aan hoe oulik hulle is, aan hulle postuur, aan hoe groot hulle is, hulle fisiese voorkoms. En wat sê God vir hom? Hy sê, Samuel,
God kyk nie dieselfde na mense as wat mense kyk nie. Julle kyk na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Samuel vra by ou en vir Isaai, is dit al jou seuns wat jy het? Waarop hy antwoord, nee, ek het nog een, maar hy pas die skape op. Want 'n skaapwagter was nie regtig iemand wat die samelewing oor geworry was nie, dit was nou maar die laagste op die laagste orde. En hy laat haal daai seun, die skaapwagtertjie, en daai seun word gekroon as die nuwe koning, koning Dawid. En wat 'n koning lees ons nie, was hy gewees nie. En dink so 'n bietjie na aan Jesus se geboorte. Wie is die eerste mense wat gehoor het van hierdie mens wat vir ons kom sterf het, van hierdie Christus? Jesus se waarde werk anders as wat die wêreld se. En wat van nou Jona? Jona al weg, want hy sê, nee, Ninive se klomp skarminkels. Hulle is waardeloos, hulle kan nie gered word nie. En na al sy ontberings en hy gaan terug, verander God die waarde van hy stad en die hele stad kom tot bekering, tot God. Ons sien die uitwerking wat hierdie samelewing op die waardestruktuur het so baie duidelik in hierdie gelykenis van die verlore seun. En die woorde wat ek nou net vir julle gelees het, die seun vir sy pa sê, ek is nie meer werd nie. Het jy al hierdie woorde gehoor? Het jy dit al self partykeer gesê? Want die kommer van hierdie woorde is, dat baie mense dit nie fisies sê nie, maar dat hulle lewe getuig daarvan. Ek is nie meer werd nie. Nie meer werd om 'n pa of ma te wees nie, nie meer werd om 'n kind te wees nie. Nie meer werd om 'n goeie huweliksmaat vir my man of my vrou te wees nie. Nie meer goed genoeg om my werk te doen nie, ensovoorts, ensovoorts. En dis ongelukkig een van die grootste geestestoestande van ons tyd. Ek is nie meer werd nie. Of ek is nie meer goed genoeg nie. Want 'n swak selfbeeld het deesdae so die norm geraak om iemand te kry met 'n goeie selfbeeld het redelik baie skaars geword. Maar hierdie manier van hoe ons onsself in die samelewing sien, word dikwels goed waarmee ons groot word. Die mense waarmee ons onsself ons hele lewe lank omring. Die omstandighede waarin ek groot word. Die wyse waarop mense my van kleintyd af behandel. Die vriende en die familie. Hulle het almal een of ander invloed op my. En later die wyse hoe kollegas my by die werk behandel. Die manier waarop my huweliksmaat my behandel. Dit alles speel 'n geweldige rol in hoe ek myself sien en die manier van hoe my selfbeeld dalk ontwikkel. Maar wat dan gemaak? As ek vandag aan so voel dat ek nie aan mense se standaarde kan voldoen nie. Of ek nie voldoen aan die verwagte vereistes wat hierdie samelewing op ons stel nie, wat dan? Want miskien voel ek vandag so, want die lewe het my al 'n paar keer ingesluk en aan die ander kant uitgespoeg. Miskien voel ek so vandag, want ek is vasgevang in 'n verhouding, waarin my maat my afkraak, of my jaloers is, my van dinge beskuldig wat ek nie eens gedoen het nie. Miskien is ek in 'n verhouding vandag, wat my emosioneel en fisies mishandel, en waar my selfbeeld elke dag 'n bietjie kleiner word. My kinders rebelleer dalk teen my. Wat ook al jou rede vanoggend, dit groei in jou, totdat jy wil uitskree, wat doen ek hiermee? Hoe kom ek hier uit?
Die van julle wat dit kan sien, is 'n R100 noot. Ek wou dit eers try, maar nog nie. Wat sal nou gebeur as ek hierdie R100 vandag vat en ek gooi hom in 'n klomp water en ek sleep hom deur die grond en ek vat my kar en ek ry so 'n paar keer oor hom en ek bring hom hiernatoe en ek sê vir julle, sal een van julle nog hier R100 wil hê? Want natuurlik sê jy dit wil hê. Die probleem is, dit maak nie saak wat met hierdie R100 gebeur het nie, sy waarde is nie skielik 20 of 30 rand dan nie. Wat ook al met hierdie R100 gebeur, sy waarde bly nog steeds R100. Ten spyte van alles wat dit deur is. Is daar iets wat Dawid gesnap het, toe hy Psalm 139 geskryf het, hoe wonderlik die mens aan mekaar geweef het, in die moederskoot. Die ou vertaling sê vir ons, iets kunstig het gebeur. En Dawid gaan nog voort en hy sê in Psalm 40 vers 6, dat God deurentyd aan ons dink. In Jesaja 49 vers 1 staan, God het jou voor jou geboorte al op jou naam geroep. Want jy moet vandag besef dat ten spyte van wat jy deurgaan. En hoor my vandag mooi, ek dink nie vanoggend lig van wat jy dalk mag deurgaan nie. Maar ten spyte van wat jy ook al mag deurgaan vandag, in jou persoonlike omstandighede, in jou huwelik, wat jy ook al as 'n kind mag deurmaak, wat jy dalk vandag deurmaak. Dit alles verander niks van jou waarde in God se oë nie. God neem jou deel van 'n uitverkore volk. In Lukas 15 sê God, afgesonder vir hom, sy eiendomsvolk, mense aan wie hy sy wonderdade toevertrou, om hierdie te verkondig aan alle volke. Klink dit vir jou of God hierdie sal toevertrou aan 'n klomp nikswerks? Die wêreld sê vir ons, ken die mense se waardes toe aan hulle uiterlike. En dan dink ons vir onsself, maar God dink ook seker so. Hy dan seker 'n bietjie meer waarde aan die ou met die groot motor as die ou met die bordjie om sy nek by die robot. Maar dis dan net waar ons ons so lelik misgis met God. God het elkeen persoonlik op hierdie aarde geskape. Almal is voor hom gelyk en almal is kosbaar. Spreuke 22 vers 2 stel dit so, voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het almal gemaak. Want jy sien in God se oë is jy kosbaar. Nie wie jy is of wat jy doen nie. En kyk 'n bietjie na Jesus, sy gedeelte op aarde, veral die tyd in sy bediening. Hoe hy mense behandel het, hoe hy waarde gegee het aan mense. Kinders in die Bybelse tyd moes hulle plek geken het. Daar's nie 'n wy wat jy in groot mensgeselskap is nie. Maar ons vind dat Jesus vir sy disippels sê, wat maak julle? Los die kinders, bring hulle hier na my toe. Laat hulle hier by my sit, ek wil my hand op hulle sit en hulle seën. Gee waarde aan hierdie kinders. Vrouens, in Jesus se tyd, ook ver af op die sosiale rang. Amper geen waarde gehad nie, of geen reg gehad nie. En nie eens te praat van die Samaritane nie. Hierdie mense wat absoluut verag en gehaat word deur die Jode. En dit is vir my so 'n mooi ding dat ek dink Jesus Christus wil ons wys hoe verkeerd ons waardesisteem is, dat hy sommer hierdie twee saamgooi en hy praat met 'n Samaritaanse vrou by die put. En ons lees dat sy disippels toe hulle terugkom was so geskok dat hulle niks kon sê nie. Jesus gee waarde aan hierdie waardelose mense. Wat van die malaatses? Verband in die samelewing, moes geskree het, malaats, dat almal kan hoor, jy is op pad, dat mense uit jou pad uit kan bly. En Jesus, hy vat aan hierdie man, hy maak hom gesond, gee vir hom weer waarde. Siekes, verstoot is in die samelewing,
samelewing gee geen waarde aan hulle nie. Jesus maak hulle gesond, gee vir hulle weer hulle waarde terug. Tollenaars en alle ander sondaars, ook geen waarde. Jesus gaan na hulle huise toe, eet by hulle, kuier by hulle. Sy ware stelsel is heeltemal anders. En jy sien, Jesus se ware stelsel is radikaal anders as wat die wêreld vir ons voorskryf. Want die wêreld en sy manier van waarde gee aan die mense, dit laat ons dikwels twyfel oor onsself. Want jou waarde oor jou menswees word dikwels hierdeur so geskend en negatief beïnvloed. Want jy vra jouself dikwels die vraag af, is wat ek is, of wat ek doen nog goed genoeg? Is daar nog enige nut vir dit wat ek doen of is vir die samelewing? Jy moet jouself as te ware elke dag herinner, dat jy nie een of ander item op 'n winkelrak is nie, wat 'n prysie op het nie. Daar enetjie met die rooi stiekertjie op, wat vir die laagste prys verkoop word, amper waardeloos. As ek vandag vir jou 'n pizza gee in 'n boks, en jy vat dit by my en die boks is leeg, boonbehalwe dat jy vir my baie kwaad gaan wees, beteken dit mos nou, dat hierdie pizza waardeloos is. Want jy sien die waarde van dit lê binne in die boks. Want sonder die pizza is die boks tog nutteloos. Maar dis dieselfde met ons ook. Want as ek op myself of ander moet staat maak om waardevol te wees, dan gaan ek lelik misluk in hierdie lewe. Want ons is waardevol, want Christus lewe in ons. Hierdie houer van ons is gevul met iets uiters kosbaar. Gevul met die God wat in elkeen van ons leef. Eleanor Roosevelt het gesê, en niemand kan jou laat minderwaardig voel sonder jou toestemming nie. Is daar ook so iemand in jou lewe vandag, wat jou die hele tyd afkraak? Dalk miskien huweliksmaat, afgedwaalde kind, dalk 'n baas, kollega by die werk, wat jou hele tyd afkraak. Onthou dat daardie persoon dit nie kan doen sonder jou toestemming nie. Jy alleen kan hulle laat dit doen. Want jy sê liefde maak God ons meer waardevol as wat enige oefening of dieet of plastiese snykunde of enige selfhelp seminar ooit vir ons kan doen. Dis menslik dat jy iewers in jou lewe op 'n punt gaan kom dat jy nie meer oor jouself voel soos jy altyd gevoel het. Ons almal gaan daardeur, gebeur met almal van ons. En vir almal van ons is dit maar hierdie mid-40s. Vir die mans gewoonlik is die spiere nou nie meer so styf en soepel nie. Die maag bekruip die belt en die hare verminder elke dag vinniger as jou bankrekening. Vir die vrouens in laat 40s begin daar hierdie ongewenste elementjies hier om die heupe vorm wat skielik nou nie meer so gretig is om te verdwyn nie. Daar raak 'n inspanning om die grys haartjies te verbloem en die plooitjies met die onderlaag toe te kry. En gooi dan hiermee saam nog 'n huweliksmaat of iemand in jou familie wat jou gereeld herinner aan. En dit maak hierdie selfaanvaarding vir ons baie moeiliker. As dit dan jy is vanoggend wat so voel, onthou dan hierdie. Die God wat hemel en aarde geskep het en dit elke dag onderhou, het vir jou tot die uiterste lief. Jy het nie nodig om iets te doen of iets te wees in jou oë om sy goedkeuring weg te dra nie. Hy ken jou al nog voordat jy gebore is. Hy is die een wat jou waardevol maak, wat aan jou waarde gee. Jy het geen erkenning van enige mens in jou lewe nodig nie. Want jy het dit al reeds
van die koning van alle konings gekry. So, as jy vanoggend niks onthou wat ek jou gesê het nie, voordat jy by daai 2 deure uitstap, of voordat jy die internetkonneksie verbreek, onthou vanoggend, dit maak nie saak wat jou man of vrou van jou dink nie. Dit maak nie saak wat jou kinder of jou ouer van jou dink nie. Dit maak nie saak wat die waarde is wat jou medewerkers of ewen wat die kerkmense aan jou toevertrou nie. God, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat sê ek is, sê vanoggend vir jou en vir my, ek het jou innig lief, net soos jy is. Jou waarde is vir my so hoog dat ek my seun gestuur het om vir jou te kom sterf. Ek nie wil hê jy moet minderwaardig voel nie. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Ek wil jou vir ewig by my in die hemel hê. So waardevol is jy vir my. Amen. Ons slotsang, ons slotgebed, lied 266, en dan by ons staan vir die seën en 3 en 4. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou.